Leen kom eendag by waarheid. En Leen sê vir waarheid, ek wil regtig beter word. Ek is nie lus om so sleg en donker te wees nie. Ek wil regtig beter word, maar ek wil hê dat ons saam kuier, dat ek vir jou goeie maniere kan aanleer. Waarheid luister na Leen, en hy dink, maar dis nie 'n slegte plan nie. Maar nou is my vraag, het Leen die waarheid gepraat, of het Leen gelieg? Wil Leen regtig beter word? Soos dat hy in waarheid, eendag, hulle maak 'n afspraak, en waarheid kom met sy pragtige blou kleertjies daaraan, en Leen kom met sy tradisionele swart kleertjies daar, hulle sit in kuier. Leen sê vir waarheid, dis 'n slegte dag, alles loop skeef. Waarheid kyk so na die hemel, hy sê, dis 'n pragtige dag. Hy sê vir Leen, hoe so? Leen sê, daar's gate in die pad, en daar was vanmôre verkeer gewees, en die regering maak verkeerde besluite, en alles loop het verkeerd, ons het nie geld nie, ons ekonomie is besig om dood te gaan, ons is besig om dood te gaan in hierdie land waar ons bly. Waarheid kyk vir Leen, so hy sê vir hom, Leen, waar kom jy dan? Dis nie die waarheid nie, die waarheid, dit is 'n lieflike dag, kyk die pragtige natuur, die waarheid is dat God jou ken, en dat God elkeen van ons in sy hande hou, ons gaan nie verlore nie, God versorg ons elke dag, en ons kan elke dag met vreugde lewe. Hoekom kyk jy so negatief na die goed? Hoe sê waarheid? Leen sê vir hom, maar kom ek gaan wys daar onder by die swemgat vir jou, eintlik, hoe mooi dit is daar, dan kan jy die natuur beleef, en jy kan God se genade beleef, en die pragtige blou water sien. Nou stap hulle so toe, nou sê Leen, die gras steek aan my voete, en die dorings is te erg, en ek is nou moeg, dis te ver. Waarheid sê vir hom, Leen, maar jy lieg mos nou, hier's 'n paadjie waarin jy kan stap, dat die goed nie jou voete steek nie, en as jy in die paadjie stap, en stap jy in die koelte, dis eintlik nie so erg nie. Laat by die watergat kom, toe sê, hierdie water lyk so koud, ek dink nie. Leen sê vir hom, waarheid, hierdie water is laat nie so koud nie, as jy induik, is dit net die eerste 2 of 3 minute waar die water koud is, en dan is die water lekker. Leen sê vir waarheid, nou kom ons swem, waarheid sê vir hom, ek het nie jou kostuum nie. Leen sê, hier's niemand wat ons gaan sien nie, dis net ek en jy, ons kan net sowel skinny dip. Waarheid kyk so om, hy sê, maar miskien het Leen verander, miskien is dit die waarheid, Leen, praat die waarheid, daar is niemand nie, hulle trek hulle kleertjies uit, en hulle skinny dip, en hulle swem te lekker, en spat watertjies en alles. Op 'n stadium sê waarheid vir Leen, ek dink ons moet uitklim, ek het nog baie werk wat ek moet doen, waarheid se werk is groot. Leen sê vir hom, nee man, moenie worry nie, daar's niemand wat jou nou nodig het nie, alles is fyn. Waarheid sê vir hom, nee Leen, jy is besig om weer 'n leuen te vertel. Jy moet nie teruggaan op jou ou paadjies nie. En Leen sê vir waarheid, maar weet jy wat? Alright, kom ons doen net een laaste ding, dan kan ons uitklim, dan kan jy gaan werk. Hy sê ons duik hier in, dan swem ons onder die water tot ons by daai eiland daar in die middel kom. Waarheid sê vir Leen, maar Leen, ek's baie fris en sterk, ek kan baie goed swem. Jy lyk vir my nou so maar 'n skinny melink, ek gaan jou definitief wen. Nee, sê Leen vir hom. Hierdie maar lyk vir my maak dat ek soos 'n vis swem, ek gaan vir jou wen. Waarheid sê vir waarheid, maar kom ons toets of jy die waarheid praat. Jy gaan waarheid duik in die water en hy's onder die water en hy swem. En so in die middel maak hy sy oop en hy soek vir Leen. Hy dog nee, hierdie Leen is miskien het die waarheid gepraat. Hy is so skinny melink, miskien swem hy man soos 'n vis, miskien is hy al op pad. En Leen doen sy bes en hy kom maar by die eiland en hy steek sy kop uit en Leen is nie daar nie. Hy kyk so onder die water, Leen is nie daar nie. Toe hy so terugkyk, sien daar hardloop Leen met sy blou kleertjies onder die arm, swart kleertjies onder die ander arm. En hy sien daar op die heuwel, Leen is besig om die blou kleertjies vir homself aan te trek. Waarheid swem terug, maar hy's nou vies vir Leen en hy's nou sonder klere daar. En waarheid besluit, man, mense ken my. Hulle weet ek is waarheid. As ek vir hulle die waarheid vertel, dan gaan hulle my glo. Tot vandag toe. As mense die naakte waarheid sien, dan deins hulle weg van die naakte waarheid af. Maar hulle is geneig nog om na die blou kleertjies te kyk en dink, maar dis die waarheid. En tot vandag sukkel ons om te kan onderskei. Vader, geef my insig vanmôre. Ons praat oor Leen en waarheid, dat U my die insig gee, Here, wat al lankal in my ingeskep is. U het my heilig gemaak, toe U my na my U beeld gemaak het, dat ek die waarheid kan raak sien en die leuen kan ontbloot. Maar Here, daaroor moet ek self konsentreer. En ek moenie my eie insig glo nie. Amen. So Satan is nogal leen met waarheid, sy kleertjies aan. En hy het vroeg al begin, want ons weet, die oerleen wat Satan vertel het 'n reuse invloed gehad op ons mense hele geskiedenis. Maar ons dink Satan kan in die toekoms insien soos God. En ons gaan vanmôre by verskeiende leuns stil staan wat Satan met die jare aangepas het, wat 'n bewys is
dat hy nie toekoms kan insien nie. Anders het hy die absolute leuen die eerste keer vertel en hy het nooit nodig gehad om dit te verander nie. So die eerste leuen wat Satan vertel is in Genesis hoofstuk 3. En Satan het toe al klaar blou kleertjies aangehaat. Hy het al klaar gelyk soos die waarheid. En dis Genesis 3 vers 2 waar Satan van vra, maar Here, en hy stel die Here voor as totaal onbillik en hy stel die Here voor as kleinlik en dat hy in kompetisie met die mens is. Want hy vra vir Eva, die Here gesê hulle mag nie vrugte eet nie. Dis nou erg. Nee, sê Eva, ons mag al die vrugte eet, net nie van die vrugte in die middel van die boom nie. In die middel van die tuin nie. Satan sê, en sy sê, want as ons dit gaan eet, gaan ons sterf. En Satan begin en hy praat die absolute waarheid. Dat hy vir Eva sê, Eva, die Here het Adam geskep as kroon van sy skepper, as sy verteenwoordiger. God sal nooit vir Adam laat sterf nie. En hy het jou gemaak om vir Adam te pas. Jy sal nie sterf nie. En daarom sê die slang vir die vrou, jy sal beslis nie sterf nie. En die Here praat nonsens. Hy jok vir jou. Hy sê maar God weet. Met ander woorde, God is jaloers, hy is in kompetisie met ons. God weet, dat julle oë sal oopgaan die dag, as julle van hierdie boom eet, dan sal julle soos God kan wees, deurdat julle alles kan ken. En toe eet die vrou van die boom. Nou wil ek vra, ons is nou die nasate van haar, weet ons alles? Ons weet nou hoe min ons weet. Die Here beloof vir ons, in 1 Korintiërs 13, ons sien nou maar in 'n raaiselagtige spieël en ons sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos wat dit werklik is. God beloof as ons in die hemel kom, gaan ons so slim wees soos hy en ons gaan alles verstaan, ons gaan van alles weet. So Satan het vir haar gelieg en God besef dit, want ek meen mense, hierdie ding het so mooi klaar wortel geskiet toe die Here vir Adam vra, hoekom het jy van die boom geëet? Dis klaar deel van hom. Toe hy daai vrug geëet het, is daai leuen wat Satan hom gevoer het en die vrug wat hy geëet het was deel van sy DNA. In plaas daarvan dat die Adam wat nie van die vrug geëet het gesê het, Here, ek is jammer, ek het 'n fout gemaak, vergewe my asseblief. Ek was ongehoorsaam geweest, ek verdien die straf. Adam, not the sokkie, die leuen is deel van hom. En hy sê vir die Here, maar dis eintlik Eva se skuld. As ons daar gaan kyk na vers 12. Sy het vir my gevoer. En kyk mooi wat is God se reaksie teenoor Eva. Wat het jy nou gedoen? Wat het jy nou gedoen, staan daar in Genesis 3 vers 13. En ons kan God se totale verslaandheid sien, met God wat met sy hande in sy hare staan, en hy besef, God besef, wat is die nuwe realiteit in die waarheid? Wat het jy nou gedoen? Jy het alles gebreek. Jy het die verhouding tussen my en julle, wat so 'n heilige, eerlike verhouding is, het jy vir altyd gebreek. Van nou af gaan hierdie verhouding 'n onbeskryflike moeilike verhouding wees. Nou as ons daar stil staan, ons kyk bietjie na die toekoms, dan sien ons, maar in die toekoms het Satan 'n klomp leuns vertel. Maar kom ons kyk net na die laaste 3 leuns wat Satan besig is om te vertel. En die eerste leuen wat Satan in ons moderne tyd begin vertel is dat God bestaan nie. Alhoewel Satan nie die toekoms kan sien nie, is Satan nie dom nie. Ons dink Satan is dom. Satan is ongelooflik intelligent. En die manier wat hy besluit het om dit te doen is, hy het 'n klomp feite gevat. Hy het die blou kleertjies aangetrek van die waarheid. Hy het 'n klomp feite gevat. En hy het die feite wat die wetenskaplikes op daai stadium begin ontdek het hy gerangskik en vir hulle gesê, God bestaan nie. Check wat sê die wetenskap. Kyk wat ontdek julle nou. Julle kan mos nou in hierdie goed sien dat God nie bestaan nie. En in 'n groot mate was daar 'n klomp mense wat vir hierdie leuen van Satan geval het. Want dit is 'n ligte leuen in vergelyking met die tweede en die derde leuen van ons moderne tyd. Hierdie leuen was, okay, maar kyk net na die gegevens op die tafel. En dan is daar manne soos John Lennox en Jordan Peterson en daar's 'n klomp ander wat hierdie feite vat wat die wetenskaplikes neersit en hulle ontrafel die leuen in die argument
en wys wat die feit is, wat die Bybel is en dat dit die waarheid is. So hierdie ding van God bestaan het al so 'n bietjie sy traction verloor. Maar toe sien Satan hierdie leuen gaan nie werk nie. Dis die bewys daarvan dat Satan sien maar hy moet heeltyd aanpas. Toe begin Satan die tweede leuen vertel is ek bestaan nie. Hy wat Satan is bestaan nie regtig nie. Maar hierdie leuen is in intensiteit soveel groter. Soveel dieper. Dit is net soveel moeiliker om hierdie leuen raak te sien, want toe Satan gesê het, maar God bestaan nie, was daar 'n klomp gelowiges wat vir Satan gesê het, maar Satan, jy lieg mos nou. En die waarheid wat die gelowiges vertel het, het die leuen van Satan ontbloot. Wel vir 'n klomp idioote wat nie wil toelaat dat die waarheid dat die waarheid die leuen ontbloot nie. Hulle glo nog steeds in die leuen and good for you. Jy weet, fantastic. Ek hoop ons sien mekaar eendag daar in die hemel. En ons albei gaan sin Openbaring verduidelik. Die wat geglo het staan voor God se troon. Die wat nie geglo het nie is ook daar in die hemelkamer en hulle staan daar van die kant af geskree, Here, red asseblief vir ons. Ons is op die verkeerde pad gelei. Ons gaan mekaar daar sien. So good for you. Jy kan intussen jou kop verander. Die tweede leuen is 'n baie moeiliker leuen. Want al wat Satan net sê is, okay, ek is weg. Ek bestaan nie. En hierdie is 'n swaar leuen om te bewys. Hierdie leuen is 'n swaar leuen om met feite te bewys, want Satan kan maklik verdwyn. Hy kan uit die skadu uitwerk, want dit is sy forte. Hy werk uit die skade uit. Hy werk met die fluistering in iemand se oog. Jy's nie mooi genoeg nie. God is onbillik, hy verwag te veel van jou. Dis beter om weg te staan van geloof af, dan voel jy nie so skuldig nie. Dis beter om uit die skadu uit te werk, en hierdie is 'n moeiliker leuen om te ontbloot, maar dis 'n leuen wat soveel meer gevaarlik is as die leuen wat sê God bestaan nie. Want nou het Satan gesien dat selfs gelowiges wat binne in 'n kerk sit, wat vas aan God glo, hierdie leuen glo. Dat gelowiges wat binne in 'n kerk sit sê, maar eintlik bestaan Satan nie. Dis eintlik net die donker kant van ons persoonlikheid. Dis eintlik dit het nou so 'n situasie geword. Jy mag nie meer in 'n kerk praat van sonde en van Satan wat op jou skouer sit en jou oor fluister nie. Want in ons moderne tyd is daar nie plek vir 'n Satan nie. En hy het ons ernstig oortuig, hy bestaan nie. Maar ek wil vir jou vra, wat is die gevaar daarvan? Die oomblik as Satan nie meer bestaan nie, is daar nie meer reg en verkeerd in jou lewe nie, is daar nie meer goed en kwaad in jou lewe nie. Of, as ons nou ons eie etiek wil toepas, laat ek my eie etiek oor goed en sleg en waar en nie waar begin toepas nie. Ek begin besluit waar waarheid lê. En ons sien dit in ons samelewing. Die samelewing val uit mekaar uit, want my waarheid is belangriker as die absolute waarheid. Want die leuen het blou kleertjies van waarheid agter hom. Sê, ag, maar jou opinie tel regtig. Jy moet dit net hard genoeg skree en aanhoudend vir jouself oor vertel. En hoeveel keer moet ek vir myself jok voor ek myself glo? 2 keer. Net 2 keer. Die eerste keer weet jy lieg. Die tweede keer begin jy jouself oortuig is die waarheid. Van die derde keer af glo jy jouself. En die rede hoekom ons self glo, want die leuen het blou kleertjies aan. Groot elemente van waarheid is daar. Maar dit verwoes ons vermoë om te kan sien wat is 'n waarheid en wat is 'n leuen. Dit verwoes ons vermoë, want dit vertel vir jou waarheid is belangriker as die ultimate waarheid. En dan kom ons by die derde leuen. Die derde leuen, hy is die meesterstuk van 'n leuen. Dis die meesterlike manier waarop Satan blou kleertjies aantrek van die waarheid. En hy verkondig die waarheid, die absoluut grootste leuen, as die absoluut grootste waarheid. En hierdie derde leuen wat hy in ons samelewing vertel, sluit baie aan by die eerste leuen. Jy sien, elke keer kyk Satan, hy sê, okay, maar hierdie leuen werk nie, hy's uitgevang, hierdie leuen werk nie, okay, want hier's te veel. Die derde leuen, of die tweede leuen was die mees suksesvolste leuen, want hy kon daai leuen in die samelewing van die kerk inbring, tussen gelowiges inbring. Verstaan? Maar hier is die derde leuen. En hierdie derde leuen, hy is die meesterlike leuen, en ons kan nie deur hom sien nie. En hierdie derde leuen lyk baie soos die eerste leuen van God is te lief vir jou. God is te lief vir jou, jy's sy kind.
Eintlik praat die evangelie net oor hoe lief die Here vir jou is en wat hy vir jou kan doen. En jy kom by die punt dat jy sê, ag Here, maar ek het hierdie eise aan U, want ek is soos hierdie bederfde kind vir 'n ouer wat vir sy kind onvoorwaardelik lief is. Hierdie derde leen wat vir ons vertel, God is te lief vir ons, is die waarheid, want God is te lief vir ons, want daar's geen persoon op hierdie aarde wat hulle seun sal gee om te sterwe vir my sonde nie. God is te lief vir ons. En dis 'n absolute waarheid. Maar nou brei hierdie leen uit van goeie mense gaan almal hemel toe. En dis hierdie probleem van ouens wat dink, o, maar jy weet ek glo nou nie so heeltemal, maar ek het hom nie so bad track record nie. Ek's nou eintlik goed vir mense rondom my en ek het eintlik 'n goeie hart. Want Satan smile so verskriklik diep in sy hart van, man, hulle gaan 'n verrassing kry as hulle eendag in die hemel kom. Dat jou goeie dade kan jou in die hemel bring nie. God is so lief vir ons, dat ek maar net in 'n verhouding met hom kan bou, maar ek het glad nie nodig om met my hande vir mense te wys, ek is God se kind, ek het nie nodig om hard te werk of enige so, ek kan net op my rusbank sit en na die TV van God kyk, wat alleen is, wat my sê, ek is so lief vir jou, ek is so lief vir jou, jy is so oulik, kyk hoe slim is jy, kyk hoe oulik is jy. Ek hoef niks te doen nie, en Satan smile vir ons, met 'n lag van 'n jakkalstand, sê vir, kan nie wag dat julle eendag in die hemel kom en die waarheid ontdek nie. Satan is besig om te wen, omdat ons glo, God is te lief vir my. So ek wil gou vanaand die vraag vra, kom ons kyk gou na die uiteinde daarvan. Wat gebeur met kinders wat in 'n huis groot word, waar ouers te lief is vir hulle kinders? Wel, hulle het nooit hulle kinders tereggewys nie, hulle het nooit vir hulle kinders grense geleer nie. Hulle kinders het nooit dissipline geleer nie, hulle kinders het nooit deursettingsvermoë geleer hard werk nie. Hulle het eintlik hulle kinders onbruikbaar gemaak vir 'n samelewing en ons God wat in die hemel is, het glad nie so 'n doel gehad toe hy nog voor hy alles geskep het, nog voordat Satan begin met sy leuns, nog voor alles wat God gedink het, maar jy gaan 'n sinvolle, awesome lewe hê. Jy gaan 'n lewe hê waar jy jouself ontdek, waar jy my gaan in volle kleur ontdek. Jy gaan 'n lewe hê wat uitbundig vol is van vreugde en vrede, 'n lewe wat oorloop van seëninge. Dis wat God vir my beplan het. Maar die leen wat Satan vertel is, God is te lief vir jou, nou sê jy vir jouself, maar God verwag niks van my nie. As ek so nou en dan kerk toe gaan, 1 keer 'n maand is eintlik meer as genoeg om daar by die gelowiges te gaan meng, dan is dit eintlik meer as genoeg. Ek is eintlik 'n ongelooflike goeie Christen as ek R10 in die kollektebordjie gooi so 1 keer 'n jaar. Ek is eintlik 'n ongelooflike goeie mens, omdat ek by die honde werk op 'n Sondag, en die ou mense gaan versorg op 'n Sondag. As ek net met my hande hard genoeg werk, gaan ek vir my plek in die hemel oopwerk, want God is te lief vir my. Hy gaan my ontvang, soos Psalm 23 sê, sy eregas. Ek wil gou vir jou die waarheid vertel. Ouers wat hulle kinders so groot maak, hulle is te lief vir hulle kinders, maak hulle kinders as niks werds groot nie. God sal dit nooit met jou doen nie, want God is te lief vir jou. God sal jou laat swaar kry, dat jy die lesse moet leer om 'n beter mens te word. God sal vir jou by 'n punt bring waar alles moet gebeur, sodat jy die mees suksesvolste mens kan wees, sodat jy die mees gelukkige mens kan wees, sodat jy God die beste kan raak sien. Satan met sy blou kleertjies vir jou, as jy ryk genoeg is, maak dit nie saak nie. As jy beroemd genoeg is, maak dit nie saak nie. Dit maak saak. En daar's een gedeelte wat ek wil lees vanmôre waarmee ek wil afsluit. Ek wil jy moet so mooi luister hierna. Want ons gaan in 'n Kerstyd in. En as ons in Kerstyd ingaan met die liewe Jesus wat in die krib gebore is met al die persentjies, hy is so lief vir ons. Johannes 3 vers 16 wat praat in die eerste plek en hy sê God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee. Daai selfe Johannes praat verder in vers 36. Hy sê God het hom immers gestuur, en hoor mooi wat hy sê, en hy spreek die woord van God. God het Jesus met een doel na die aarde toe gestuur, en dit is om ons te red, maar dit is dat ons oortuig kan wees van die waarheid van God, nie die leen en blou kleertjies nie. En hy spreek die woorde van God, want God gee hom sy gees sonder enige beperkings. Die Vader het die Seun lief en hy het alles in sy hand gegee.
en na hierdie deklarasie gemaak het van waarheid, van hoekom Jesus gekom het, en dis hoekom Kersfees vir ons lê, hy het gekom om vir ons die waarheid te bring, hy het vir ons gekom, God het hom die volle toegang tot sy gees gegee, en dan hoor wat sê vers 6 daar, die wat in die Seun glo, het die ewige lewe, wie die Seun egter, of wie hom egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, het die lewe verbeur, maar die straf van God bly op hom. En ek wil gou-gou vra, dat ons hierdie laaste gedeelte, vers 36, moet ons in die boodskap leer, want die boodskap vertaal het vir ons in plain Afrikaans vanmôre, so maar hy sê, maar iemand wat sy rug op die Seun, iemand wat sy, en nie na hom wil luister nie, iemand wat sy rug op die Seun keer, en nie hom wil luister nie, sal nooit 'n vriendskap ken nie. En hy sê daar, jy glo die waarheid van Christus Jesus, jy stap in die moeilike waarheid, in die naakte waarheid saam met Christus, of jy keer jou rug op Christus. Daar is nie 'n ding van mediocre nie, daar is nie 'n ding van 'n tussentoestand tussen 'n waarheid en die leuen, en dis alles so grys spektrum, en ek beweeg iewers in my lewe daar op 'n grys spektrum, of 'n blou spektrum, tussen spierwit en pikdonkerblou, en ek's daar iewers in die middel, en dis vir God goed genoeg nie. Dit is nie vir God goed genoeg nie. God vra vir jou, die absolute waarheid, dat jy moet ophou om jouself te vermaak met Satan in blou kleertjies. Daar's 'n absolute waarheid, want hoor uit, maar iemand wat die Seun die rug toegekeer het, en nie na hom luister nie, en dit beteken nie net na sommige woorde luister nie, wat nie volledig na hom luister nie, sal nooit so 'n vriendskap tem nie. Hy sal iets anders leer ken, en dit is die woede en die straf van God. En as jy nou dink die boodskap vertaal het verkeerd, dan vertaal die 53 vertaling, maar die toorn van God sal op hom bly, God se woede sal op hom bly. En as ons gaan kyk na die 2020 vertaling, sê die 2020 vertaling is weer terug na die 53 vertaling toe, wat sê, en die woede van God, en die toorn van God sal op jou bly. So ek wil vanmôre afsluit. Word wakker. Hou op om twak te glo. Hou op om in jou eie waarheid te glo. Hou op om jouself te pamperlang, want jy kry so swaar en jy werk so hard en jy is so moeg. Los hy leen. Los hy leen vandag. Los hy leen van, maar ek is lief vir Jesus, maar eintlik het ek geen tyd vir hom nie. Eintlik is jy nie lief vir hom nie. Eintlik het jy reeds jou rug op hom gekeer. Eintlik, as jy hom nie 100% glo nie, glo jy hom glad nie. As jy hom nie 100% glo nie, glo jy hom glad nie. En die Bybel is baie duidelik. Die Bybel is baie duidelik vanmôre. Jy sal nooit daai vriendskap ken nie. En jy sal iets anders leer ken. Jy sal leer ken wat die woede en die straf van God is. Want God is nie geïnteresseerd in jou rusbank gemakte lewe nie. Met die leuen wat jy vir jouself vertel, ek is so moeg, ek kan nie vanmôre by die Here uitkom nie. God glo nie jou leuns nie, want hy ken jou van voor die skepping af. En mag ons in hierdie Kerstyd ingaan. Nie met die lied, met die pragtige lied van 'n kindjie is gebore, 'n seun is gegee. Hy sal vredevolle raadsman wees. Dit is so 'n pragtige Kersfees, maar mag ons met hierdie Kersfeestyd ingaan met die ontblote, naakte waarheid waarvoor ons so doodsbang is. Christus Jesus het gekom met die mag van God, die Skepper, wat met sy woord alles geskep het. Met daai woord het hy sy seun na die aarde toe gestuur. God het hom immers gestuur en hy spreek die woorde van God, want God gee hom sy gees sonder enige beperkings. Dit is Jesus Christus wat na ons toe gekom het. Dit is sy geboorte wat ons vier. Mag ons die waarheid raak sien. Amen. Vader, ek het die waarheid in my. U het my geseën met die insig sodat ek die waarheid kan raak sien, maar kies om slap te raak en om lui te raak en om terug te sit en gemaklik te raak van die blou kleertjies van die waarheid wat die leuen aan het, bly ons oortuig mediocre is goed genoeg. Vader, U sê vanmôre vir my,
alles behalwe die naakte waarheid is 'n leuen. Help my dat ek dit sal raak sien. Amen. Mag jy Vader se genade beleef. Nie 'n genade wat jou passief en gerieflik en gemaklik maak nie, maar genade wat jou bemagtig. Dat jy die leuen kan ontbloot. Onder op die skerm is 'n plek waar jy kan bydra sodat ons kan aangaan met God se goeie werk. Amen.